Wat ons vandag kom vier, nie met vreugdevolle harte nie, maar 'n dag wat ons die goeie Vrydag kom herdenk. Vandag kom ons saam in stilte, in aanbidding, in treur, met wat op die kruis gebeur het, met ons Here Jesus Christus. Dis 'n dag van somberheid, 'n dag om te ly in die diepste donker van die menslike ervaring van Jesus, maar ook die hoogste uitdrukking van liefde en van genade. Ons kom vandag na die kruis toe. Ons luister na Jesus se roepstem, die woorde wat hy geuiter het: my God, waarom het U my verlaat? Dis 'n roepstem van lyding, 'n stem van gebed. Ons kom nie om te verstaan of antwoorde te kry nie, maar om saam stil te word, om die diepte van sy lyding en die krag van sy offer te ontvang. En hierdie woorde van Jesaja sê dit so mooi: oor ons oortredings is hy deurboor, ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir een en elk van ons genesing gekom. En een van hierdie wonderlike metafore is die Paasfeesbans. Die Haalkraagsbans is 'n simboliese metafoor vir Paasfees. Die kruis op hierdie broering is nie net 'n mooi simbool of 'n plusteken nie, maar dit herinner ons aan die kruis van ons Here Jesus wat vir ons elkeen gesterf het. Dis 'n plek waar hy sy liefde op die hoogste manier moontlik vir ons geopenbaar het, waar ons verlossing gekoop is. Die simbool van die kruis spreek van die liefde van God. Die rosyntjies wat dikwels ook in die deeg is, herinner ons aan die druiwekorrels van die nagmaal, die bloed van Jesus Christus wat vir ons gevloei het. Die deeg, die liggaam van Christus wat ons inneem. As jy vandag hier uitstap, neem een en gaan hieruit met hierdie gedagtes van wat die dag vir ons beteken. Mag ons harte ook wees vandag vir die simboliek. Mag jy vandag in sy volle betekenis aanvaar. Mag jy dit in al sy diepte omhels. Mag ons, terwyl ons stil word, die samehang van lyding en hoop by mekaar bring. Mag vanoggend vir jou 'n ontmoeting met die lydende God wees. En mag dit vir ons in die stilte, in die gebrokenheid van hierdie dag, 'n diepe ervaring met God se liefde teweegbring. En daarom groet hy ons vanoggend met die woorde: genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, wat homself vir ons sondes gegee het om ons te verlos van die goddelose wêreld en so die wil van God ons Vader te volbring. Wandel jy ook by die kruis verby en sien nie die meester hang? En hy hang daar om ons van ons laste bevry. En al wat jy sien is die skyn en gloed van wêreldplesier en kyk verby, sonder om te sien hoe stort hy sy bloed vir jou en vir my. Wandel jy dus by die kruis verby
En al wat jy vra is die sedeloosheid wat heers en woed, en jy dink nie aan wat volg nie, die graf en tyd. Wandel jy nog by die kruis verby, sonder om te dink, sonder om te pyns, waarom hy dan nog enigstens hangende bly? En al wat jy wil, is eie eer en selfbemin, vergeet jy dan, dat deur jou sonde, kruisig jy hom weer, ons Heer. Wandel jy om Jesus se kruis verby, dat jy nie sy lyding sal aanskou. Dit was o sondaar vir my en vir jou. En al wat jy wil is die maklikste weg wat breed en wyd oop verbygaan en vergeet van die wyse van die hemelweg. Wandel tot naby die kruis o siel. Kyk op na die een wat daar hang en daar moet jy by sy voete kniel. En al wat jy moet is aan hom bely, al jou sonde en skuld te berou. En daar, deur sy bloed, sal jy versoening verkry. Ons neem 'n oomblik, luister na die musiek wat speel en praat vanoggend met die Here Jesus Christus wat vir jou aan die kruis gehang het.
Hou ons stil genoeg om dit te kan hoor wat U vir ons sê. Hou ons nederig genoeg om met oop hande te ontvang. En hou ons sag genoeg om te voel met ons hele wese. Die rou, die verlange, die gebrokenheid, maar tog die fluistering van hoop wat stadig tussen die lyne begin groei. Wanneer ons vandag weer stil hier uitgaan, met 'n stilte wat swaar oor Saterdag gaan, met die afwagting wat in ons borrel, die hoop dat die dood nie die laaste woord sal hê nie. Spreek Heer, deur U wonde, het daar vir ons deur genade genesing gekom. Dag sonder glans of viering, ja, goeie Vrydag, want deur die donker het daar genade vir altyd geword. Genade wat oor eeue heen steeds hier is. Ons kom staan voor die kruis en ons hoor woorde, nie woorde van oorwinning nie 'n triomfantelike verklaring nie, maar 'n kreet uit die diepte van lyding. My God, waarom het U my verlaat? Die woorde wat Psalm 22 vir ons bied. 'n Roukleed wat hulle aantrek, 'n eerlike gebed. Die woorde wat Jesus ook aan die kruis uitroep. Op Goeie Vrydag stil by hierdie woorde. Nie as bloot toeskouers, maar as pelgrims wat saam met Christus die pad na die kruis stap. Henry Nouwen, 'n Katolieke priester, skryf, "As we dare to trust that the crucified Jesus is the source of new life, we can find it in the midst of our own darkness, a light that shines through His wounds." Psalm 22 wat ons vandag gaan lees, bied nie vir ons vinnige antwoorde vir lyding nie. Dit gee die verduidelikings oor hoekom daar lyding is nie, maar dit skep vir ons 'n ruimte, 'n heilige ruimte waarin ons eerlik kan kla, waarin ons kan wag en waarin ons kan hoop. Dis 'n gebed vir elkeen wat seer het en in 'n venster waar die diepste van Jesus se lyding aan die kruis kyk. My God, waarom het U my verlaat? Waarom is U ver daarvan om my te verlos, ver van die woorde wat ek uitskree? My God, ek roep bedags, maar die antwoord nie. Ook s'nags, maar daar is geen rus vir my nie. U is tog die Heilige, U heers waar die lofliedere van Israel opklink. Op U het ons voorouers vertrou. Hulle het vertrou en U het hulle bevry. Tot U het hulle om hulp geroep en hulle het ontvlug. Op U het hulle vertrou en hulle nie beskaamd gestaan nie. Moenie ver van my bly nie, want die nood is naby. Daar is immers niemand wat my help nie. Red my uit die bek van die leeu en van die horings van die buffels. Red my. Moet tog nie ver van my bly nie, my bron van krag. Kom my gou te hulp. Die Psalm begin met 'n gevoel van verlatenheid. Waarom het U my verlaat?
klag word opgevolg deur 'n belydenis van vertroue, gebou op sy ervaring van die verlede, dat God teenwoordig is daar waar sy lof besing word. Dat hy op soveel wyse al in die verlede bewys het dat hy getrou is. Deur Israel heen van voorgeslag en voorgeslag was God daar. Ons ken almal dalk in minder of meerdere mate die gevoel van God verlatenheid. Gevoel dat God nie naby is nie. Dat hy nie hoor as jy bid nie, dat jy in 'n plafon vas bid en hy hoor nie jou gebede nie. Maar hierdie woorde is nie 'n gelooflose uitroep nie. Net so roep Jesus hierdie woorde op Golgotha uit, nie in wanhoop sonder geloof nie, maar as iemand wat ten spyte van die stilte, ten spyte van die lyding, vashou aan God as my God. Die geloof is nie dood nie. Dit hang egter wel aan 'n kruis. En hierdie woorde kom nie uit ongeloof nie, maar uit geloof wat diep pyn. Dawid sin, Jesus sin, en soms ook ons sin. Psalm 22 leer ons dat geloof nie altyd triomfantlik klink nie. Soms huil dit. En dit is wat belangrik is om te hoor vandag. Die lyding van Christus is nie oppervlakkig of simbolies nie. Dit was werklik. Sy sieleangs is eg. Sy gebed aan die diepte van homself. Hy het die kruis nie boeiend en dapper verduur soos 'n held nie. Hy was bang. Hy het die smart van die verlorenheid ingedrink tot op die bodem. Hy was werklik alleen. Hy het geroep, my God, ek moet bedags, ek roep u bedags, maar u antwoord nie. Ook s'nags, maar daar is geen rus vir my nie. Jesus het nie net vir ons gesterf. Jesus het saam met ons gelei. Psalm 22 is brutaal eerlik oor hierdie lyding. Dawid beskryf sy lyding nie net in sy eie ervaring van minderwaardigheid nie, maar in terme van hoe mense hom hanteer het. Hoe mense hom laat voel het met spot en met verneem. Maar sy diepste krisis is eintlik dat sy verhouding met God so anders is in hierdie oomblik as wat dit nog altyd was. Van sy geboorte af was hy in God se sorg en hy kan nie anders as om nou sy lot te bekla dat God hom nie hoor as hy tot hulp smeek nie. Hy skryf, maar ek is 'n wurm en nie 'n mens nie. Bespot deur die mense, verag deur die volk. Almal wat my sien, dryf met my spot, hulle garrens en skud die kop. Soos water is ek uitgestort, my hele gebeente val uit mekaar. My hart het geword soos was, dit in my liggaam gesnap. My krag het uitgedroog soos 'n potskerf en my tong kleef aan my verhemelte vas. In die stof van die dood laat u my lê. Inderdaad, honde het my omsing, 'n bende kwaaddoeners het my omring, hulle het my hande en my voete deurboor. Ek kan al my bene tel. Hulle staar my aan met 'n leedvermaak. Hulle verdeel my klere onder mekaar en hulle lood
Here, moet tog nie ver van my bly nie, my bron van krag, kom my tog gou te help. Hierdie woorde is nie net digterlike oordrywe nie. In pynlike metafore beskryf Dawid sy smart en lyding, waarin 'n mens nie anders kan as om die kruisigingstoneel voor ons oë te sien. Dis asof Dawid geïnspireerd deur die Gees vooruit kyk tydens sy eie ervaring van lyding. Hy sien die soldate wat skot, die spykers, die dors, die vernedering. Jesus se lyding was totaal en al, liggaam en siel, publiek en privaat. Hierdie teks kom herinner ons daaraan dat ons geloof nie in ooreenvoudige oorwinning gegrond is nie. Ons geloof is nie net gebou op wat op goeie Paasondag gebeur nie. Ons geloof, Christus se oorwinning was moeilik, was vol pyn, seer en lyding. Die Psalm gee vir ons 'n blik op presies wat dit vir God gekos het. Hoe Jesus dit in sy lyf gevoel het. Jesus het sy lewe vir ons neerlê, 'n bewys van onvoorwaardelike liefde. Liefde wat ons self nie kan begryp nie. Jesus kom wys vir ons sy wonde, sodat geen diepte van menslike lyding of ervaring ongesê sou bly nie. Sodat ons ook ons sin kan wys en weet dat ons nie alleen is nie. Ons mag praat oor die diepe ellende wat ons ervaar. Oor die hartseer, die lyding, die vrae, die moeilike tye. Ons mag daaroor praat. Iemand sê by 'n geleentheid dat hy meer gehelp is deur iemand wat hom help om sy lyding te verwoord as iemand wat hom raad gegee het. Om sin te maak van jou lyding help soms meer as iemand vir jou woordeskat bied, eerder as om vir jou raad te gee. En dit is die kernmoment van ons geloof, van Jesus aan die kruis. Elke woord van Christus vertel vir ons, ek ken jou pyn. Ek het dit gedra. Ek is daar, selfs in die donker. Compassion is born from a willingness to be wounded by the suffering of others. Jesus se deernis vir ons. Sy medelee is nie van 'n afstand af nie. Hy laat toe dat die wonde van die wêreld hom raak. Hy neem dit in sy eie liggaam op en Andrew Murray skryf so besonders dat daar is geen krag in die hemel of op die aarde wat die liefde van Christus aan die kruis kan oortref nie. Want daar het hy homself volkome, totaal en al gegee. Maar wonderlik as ons die Psalm verder lees, skielik hoor ons dat die toonaard verskil. Iets klink anders. Dawid sê, U het my geantwoord. Ek wil U naam verkondig aan my broers, in die ooreenkoms wil ek U loof. Julle wat die Here ontzag het, loof hom. Julle die ganse nageslag van Jakob, vereer hom. Vrees hom, ganse nageslag van Israel.
want hy is die leider van die magteloses nie geminag of misken nie. Hy het sy gesig nie vir ons verborge verberg gehou nie. Maar toe hy hom om hulp gesmeek het God gehoor. U het my geantwoord. Dis asof die lig deur die duisternis vir ons begin breek. 'n Gebed wat begin in 'n klag, stadig draai na vertroue. Die leiding wat nie dadelik weg is nie, maar hoop wat begin deurskyn. God het geluister. God het verhoor. Nie vinnig nie, nie maklik nie, maar God het nie vergeet nie. Die stem verander van pyn na lof en tog is die pyn nie weg nie. Dit is belangrik om raak te sien. Ons besef dat die hoekom vra, die waarom vra, in die begin van die Psalm nooit regtig beantwoord is. Nooit lees ons van 'n duidelike stem uit die hemel wat 'n antwoord gee oor die pyn en die lyding wat ervaar word nie. Vra, bly vra, maar daar gebeur iets goeds aan die einde. Die vraag bly weliswaar vra, maar op 'n manier besef die psalmdigter dat hy nie meer antwoorde nodig het nie. Hy het nie die antwoorde nodig nie. Ons troos as gelowiges is nie in antwoorde en in verduidelikings nie. Dit is geleë in die een op wie ons hoop gerig is. Ons troos lê in die Here. Hy verhoor soms deur om stil te bly, soms om nie dadelik te verlos nie. Maar die troos van die kruis is dat die lyding nie weggaan nie, maar dat God daar is, daar in die wonde. Jesaja 41 vers 10 skryf dit so aangrypend. Wanneer God sê, moenie bang wees nie. Ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie. Ek is jou God. Ek versterk jou. Ek help jou. Ek hou jou vas. En met my eie hande red ek jou. Hoe wonderlik om hierdie woorde van God af te ontvang. Ek hou jou vas in my hande. Was hierdie 'n belydenis. Sy eerste reaksie is dadelik om oor te gaan in lof, om vir die gemeente te vertel van sy broers en susters wat hy deurgemaak het. Van die diepste verlatenheid wat hy ervaar het tot 'n visioen van die wêreldwye lofprysing. Die psalm begin as 'n klaaglied, maar eindig in 'n sending psalm. Die uitdrukking van Psalm 22 herinner ons daaraan dat boosheid nog steeds in ons wêreld teenwoordig is. Selfs dalk in ons eie harte sal skuil dat daar mense is wat vandag selfs nog steeds vra, my God, waarom het U my verlaat? Maar gelukkig, wat hier in hierdie teks met Dawid gebeur, wat met Jesus gebeur het, wys vir ons wie God is. Hoe God te werk gaan. Hy verontagsaam hierdie nood van die hulpeloses. Hy trek hom nie terug van iemand wat uitroep na hom. Maar hoe is dit moontlik dat Dawid nou ten spyte van alles God se lof besing? Want hy besef iets. Hy ervaar iets in sy liggaam
dat die kruis, hoe donker ook al dit is, nie die einde is. Goeie Vrydag is gelukkig nie die einde van Jesus' storie. Selfs op Goeie Vrydag weet ons dat Sondagoggend voorlê. Die kruis bring vir ons stilte. Ja, dit bring ons op 'n punt waar ons moet stil raak en nadink. Maar dit is 'n stilte van 'n saadjie wat sterf, sodat nuwe lewe gebore kan word. En in hierdie stilte hoor ons sag 'n fluistering van 'n digter se aanbidding. Kom ons luister na die volgende lied. Waardig is die lam. Ons staan vanoggend, vandag, in die middel van Psalm 22. Ons staan tussen vers 1 en vers 31. Tussen verlatenheid en hoop. Tussen wonde en lof. Tussen Golgotha en die opstanding. Ons ken die stilte van God, maar ons ken die getrouheid van die God wat red. The cross is a sign of contradiction in both death and life, in suffering and glory. And it is precisely there where God meets us. Kruis 'n plek is van dood en lewe, van lyding en hartseer na lof en genade. En juis in hierdie, juis daar, ontmoet ons vir God. Die kruis is 'n plek van ons ontmoeting met God. Nie in triomf nie, maar in swakheid. Nie in antwoorde nie, maar in deernis. Die diep medelee. Christus se verlatenheid word die brug vir ons versoening. Sy wonde word ons geneesmiddel. Sy stilte word ons sang. God het nie net in die hemel nie. Hy is nie net in die hemel teenwoordig nie. Hy is in die lyding. En daar is hy by ons.
Psalm 22 saam met jou dra. Onthou Golgotha. Onthou die houtkruis en hoor die stem van Jesus wat roep. Nie net vir homself nie, maar vir my en vir jou. My God, waarom het U my verlaat? Maar hy roep dit sodat ons dit nooit sonder antwoord hoef uit te roep. Ons sluit vandag af met digterlike woorde, met 'n lied wat ons in stilte sal inneem. Stil Saterdag wat vir ons voorlê. Stilte wat op Paas-Sondag in die mis sal ontmoet. Dit is egter vir ons nie 'n stilte van verlating nie. Dit is nie 'n stilte van eensaamheid nie, maar 'n stilte van aanvaarding. 'n Stilte van deernis. 'n Stilte waar Christus self met ons praat. Deur sy wonde. Met rooi gewonde voete en pyn van dorings wat in sy hoof gedruk word, waar hy spot ontsluit, het hy gelaaf met mirre en bitter wyn teen Golgotha sy droewiggang gestuit. Die vredespykers word deur vlees en been met felle slae ingegaan. Sy hande verstrek in 'n laaste goddelike seën. Die vroue roep in duisternis en treur. Die aarde beef en dan skeur die tempelhangsel deur. Toe Jesus sy kop lig verlaas en deur verdorde lippe sê, dit